Welkom terug en daar's natuurlik nog so baie om na uit te sien in vandag se program. Ons gaan 'n bietjie later meer uitvind oor hoe Underdog South Africa Pitbulls help en Arno Karstens kom kuier nou hier by ons. Maar vir eers sit ek nog met 'n heerlike soetigheid in my mond en ek dink ek moet daarom ook net erken ek was nog nooit regtig 'n groot soettand nie. En ek wonder, nou mate jy ouer word, hou jy al hoe meer van soetheid of al hoe minder? Ek dink ek is aan die minder kant want daai was daar nou baie soet. Dit was baie soet. Nee, maar ek dink daai blokkies wat ons vanoggend geëet het was soeter as gewoonlik. Maar ek dink dit hang ook af van mens tot mens. Hoe dit ook al sê, sjokolade vir ontbyt, altyd 'n goeie idee. Baie lekker. Altyd. En dan kan ons nou die volgende storie wat dalk 'n bietjie swaar is, net so bietjie ligter aanvat. Die balans, nee. Ja, ek wil so 'n bietjie gesels oor misdaad en daar is 'n kommerwekkende nuwe neiging. Nou, polisie waarsku dat misdadigers toenemend kerke en plekke van aanbidding teiken met verskeie gewapende rooftogte wat in die afgelope weke plaasgevind het. Die probleem is reeds in 2024 opgemerk toe berigte van rooftogte tydens eredienste in verskeie provinsies opgeduik het. Diewe betree kerke dikwels as gemeentelede vermom en maak gebruik van die stil en vertroulike atmosfeer. Sodra die gemeente in gebed of aanbidding is, dreig hulle met wapens en steel kontant, selfone en ander waardevolle items. Gauteng, KwaZulu-Natal en die Wes-Kaap het die meeste voorvalle gesien, maar Mpumalanga toon 'n kommerwekkende stygings in voorvalle. Nou, brigadier Donald Mdluli, die woordvoerder van die Mpumalanga polisie, sê die aanvalle behels dikwels georganiseerde groepe, maar sommige is impulsief. Die polisie werk nou saam met die kerkleiers in gebiede soos Kanyamazane, Emalahleni en Nkuhlu om voorkomende maatreëls te tref en patrollies te verskerp. Hy doen ook 'n beroep op die gemeenskap om nie gesteelde goedere te koop nie en verdagte items aan die polisie te rapporteer. Volgens Mdluli kan hierdie misdaadstryd suksesvol wees, maar dit vereis samewerking tussen polisie, kerkleiers en gemeenskappe om verdere aanvalle te voorkom. Ek onthou, toe dit verlede jaar nogal redelik ook in die nuus was ek nogal geskok geweest om te dink dat jy nou op 'n Sondag, jy weet, byvoorbeeld kerk toe gaan en dan word jy nou so verras. En ek dink baie mense is skrikkerig en ek het ook gewonder daai tyd of dit nie sou veroorsaak dat meer mense maar net aanlyn inskakel nie. Liewerste nie. Kyk, dis 'n tendens wat obviously aan die toeneem is want obviously het al wêreldwyd gehoor dat dit gebeur. Onthou in die 80er jare of iets as ek reg is, was daar ook in Suid-Afrika so kerkaanval of iets en die stories was groot en want dit het nooit gebeur nie. Maar dit het toe nou al hoe meer gebeur. Ek weet Pieter van der Westhuizen was mos nou onlangs ook in so 'n situasie waar hy letterlik tot die redding gekom het en die booswigte geskiet het. Ja. Maar dit is my kommerwekkend dat dit aan die toeneem is en dit klink vir my ook dit is nie noodwendig by die kerke en instansies soos wat ons hom ken waar daar wel sekuriteit is en maatreëls getref kan word nie. Dit gebeur in die gemeenskappe van die ouens wat nie noodwendig die geboue en die goederes het om hulle kerk te kan gaan geniet nie. Maar dan slaan hierdie ouens daartoe. Jy weet, en nou dink jy is fees, of jy wonder, wat kan 'n mens dan nou doen? Want ek weet, by ons kerk sluit hulle gewoonlik die hekke. Ja. Maar as hulle nou daar opdaag en hulle sit binne-in of tussen die gemeentelede, hoe gaan jy dit weet? Ja. Jy gaan dit nie weet nie. Nee, dis wanneer ou eintlik op jou broodste is. Ja. Want jy gaan soek net 'n bietjie to refill your cup. En dan is jy glad nie, jou sinte is mos so ingestel soos wat dit behoort te wees nie, want jy wil relax nie, wil die woord hoor. Presies. Dat is vir my baie, baie erg. Maar nou ja, ek wonder, daai ouens moet ook net weet, jy weet, daar sien jy wel in 'n hel, dan toe waar hulle gaan is baie warm. Okay. En ek wou nog sê, ek onthou nou nie daai storie van die 80er jare nie, want toe's ek nou nog nie gebore nie. Sy het vreeslik graag wou. Sy het vreeslik graag wou onthou, ons weet dan ek is 'n ou siel. Ja, verseker wel. Kennis 'n bietjie gaan opskerp. Maar wat sê jy doen? Hoe dink jy sal 'n ou dit hanteer as jy in 'n kerkdiens sit en so iets gebeur met jou en jy's daarom nou nie die eerste jy weet waar alles gebeur nie. Jy's nog hier wat jy kan uitkom kans kry of dalk om iets te kan doen om hulle te stop. Ek het al baie daaroor gewonder. Ek dink 'n mens sal nooit regtig weet totdat jy nie in so 'n situasie is nie. Maar ek dink 'n mens moet begin deur versigtig te wees. Jy weet rakende wat jy saam met jou kerk toe neem. Ja. Byvoorbeeld, ek vat myself in oral saam met my heen. Jy weet, so afhanklik daarvan. En 'n mens voel dit ook nie noodwendig in jou motor los nie, want is dit veilig daar? So ek dink die belangrikste sal seker maar net wees om kalm te bly en om te hoop daar is dan nou so 'n held
tussen ons wat jy weet die situasie goed kan hanteer. Hulle raak al hoe meer opportunisties met die kanse wat hulle waag om mense uit te vang waar en. Dis soos wat ons die storie gedoen het oor die ouer mense wat weet die hele tyd om hulle geld te goed. Ek het oor die naweek gister weer gehoor van 'n oom of 'n tannie. Eintlik is amper 2 miljoen rand wat hulle gesteel het so. Deur die foon te steel in die apps en dis net belaglik, maar ja. Ek dink die les wat ou hier het moet leer is jy moet regtig wakker wees oral waar jy gaan. En dit is vir my die hartseer en so 'n mooi land en so 'n lekker land wat ons het om heeltyd oor jou skouer te loer met jou oë net so oop, want jy kan niemand regtig vertrou nie. Ek is al so as 'n ou te vinnig op my afgestap kom, maak nie saak watter ras of so nie, dan is ek dadelik wat gaan aan. Ja. So dis nie vir my lekker om so aan edge te wees nie. Ek dink dit is nou maar Suid-Afrika en ek dink ook, jy weet, dit laat 'n mens net nog meer bekommerd voel oor plekke soos skole byvoorbeeld ook. Selfde. Ek meen, mense het nou die dag ek 'n storie gehoor van ons eie raas wat ook vertel het van 'n situasie waar die skoolkinders moes gaan wegkruip het as gevolg van skote wat afgevuur is. So dit bly nie lekker of dit bly aaklig eintlik. Kan ons eerder weer 'n sjokolade proe en kyk of 'n stukkie musiek dit gaan komplementeer? Ja, kan ons gou daai balans net so weer so 'n bietjie herstel? Ja. Maar net gou vinnig, ons het verneem dat die geliefde weeraanbieder Annika de Beer oorlede is. En ons hier by Goeiemôre Good Morning stuur ons innige medelee aan haar familie en ook die ontbytsake span. 'n Mens kan duidelik agterkom dat sy 'n baie groot verskil gemaak het in soveel mense se lewens, so ons dink aan julle. Bly ingeskakel, ons is net hierna weer terug. Jy kyk na Goeiemôre Good Morning.